Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Tog sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Samuel se verhaal begin by sy pa Elkana met sy twee vrouens Penina en Hanna. Kom ons lees saam uit Samuel 3, die eerste openbaring aan Samuel, daar vanaf vers 1. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here in daardie tyd is min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word en hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here, waar die ark van God was, en toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het U nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep. En hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, U dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan, en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, U dienaar luister. Die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen, wat elkeen wat daarvan hoor se 2 ore sal laat tuit. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie.
Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli. Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer of graanoffer versoen word nie. Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend. Toe die deure van die huis van die Here oopmaak, was ek bang op die openbaring aan Eli te gaan vertel. Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun. Hy het gesê, ek kom. Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets van my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets wat hy aan jou bekend gemaak het vir my wegsteek. Toe vertel Samuel hom alles. Hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Ons lees tot sover. Samuel se verhaal begin by sy pa, Elkana en sy 2 vrouens. Elkana het kinders by sy vrou Penina gehad, maar sy ander vrou, Hanna, was kinderloos. Hy was baie lief vir Hanna. Penina het Hanna gespot. Sy het haar verneder, omdat sy vir Elkana nie kinders kon gee nie. Het was vir haar baie hartseer, en dit was vir 'n verleentheid gewees in daardie tyd vir 'n vrou om kinderloos te wees. En toe hulle weer na die dorp Silo toe gaan om te aanbid en offers vir God te bring, het Hanna daar by die tempel tot God gebid. Sy het haar hartseer voor God uitgestort en onbedaarlik gehuil. Sy het stil tot die Here gebid en 'n gelofte aan die Here gedoen, dat as hy haar 'n seun sou gee, sy die seun sy hele lewe lank aan hom sou gee. En as teken sou sy nie sy hare afsny nie. Daar was 'n gebruik dat iemand wat vir die Here afgesonder is as Nasareëner, nie sy hare gesny het nie. Numeri 6 vers 1 tot 18. Ons het ook dit van Simson gelees. Daar was fees gevier in Silo en die mense het heel moontlik te veel gedrink. En daarom het Eli gedink Hanna is dronk toe sy in stilte tot die Here gebid het, want sy het net haar lippe beweeg. Maar sy het vir Eli vertel van haar smart, wat sy met die Here gedeel het toe sy daar met hom gepraat het. En Eli het aan Hanna gesê, die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Soms beleef ek en jy ook hartseer, ons beleef diep seer, en dan wil ons ook 'n gelofte aan God doen, as hy vir ons uitkoms uit ons situasie sou gee. Maar ons moet baie mooi dink, en ons moet baie versigtig wees, om aan God 'n gelofte te doen. Ons lees in Deuteronomium 23 vers 21 tot 23, wanneer ons 'n gelofte maak teenoor die Here ons God, dan moet jy nie traag wees om dit na te kom nie, anders sal die Here jou God jou tot verantwoording roep, en jy sal skuldig wees. Wanneer jy nie 'n gelofte aflê nie, sal jy nie skuldig wees nie. Maar as jy vrywillige gelofte teenoor die Here jou God aflê, dan moet jy versigtig wees met wat jy sê, want jy moet die gelofte nakom. Dis 'n baie ernstige saak as ons 'n gelofte aan God doen, want hy is 'n heilige, almagtige God. Hy is hoog bo ons verhewe. As ons aan hom 'n gelofte doen, dan moet ons dit verseker nakom. Ons lees in Rigters 11 vers 30 van Jefta, wat 'n gelofte aan God gedoen het, dat as hy die Ammoniete heeltemal in sy hand oorgee, sal hy die een wat uit sy huis hom tegemoet kom groet wanneer hy terugkeer, daardie een sal hy as brandoffer aan die Here offer. En ons lees in vers 34 dat sy enigste kind, sy dogter, hom tegemoet gekom het toe hy teruggekeer het. En hy moes sy gelofte aan die Here nakom, en hy moes sy enigste kind offer. Hy het nie baie mooi gedink toe hy daai gelofte gemaak het nie. Wat 'n hartseer verhaal. God het op Hanna se gebed gelet. Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, en sy het hom Samuel genoem. Die naam Samuel kan ook verstaan word as God het gehoor. Hanna het Samuel
by haar gehou totdat hy gespeen is. As jy 'n kind gespeen het, dan is dit so tussen 3 en 4 jaar oud, dan is hy gespeen. En toe het sy hom na Silo toe geneem, na Eli toe. En sy het vir Eli herinner aan die gelofte wat sy gedoen het, toe sy in haar nood tot God gebid het. En sy het vir hom gesê, hierdie is 'n bewys, dat die Here haar gebed verhoor het, en dat hy 'n gawe van God is. En dat dit van hom 'n baie besondere persoon maak, en dat hy sy lewe lank aan die Here sal behoort, en sy gee hom aan die Here soos wat sy beloof het. Dit moes vir haar baie moeilik gewees het om haar klein seentjie daar agter te los toe sy moes teruggaan. Maar sy het haar gelofte aan God nagekom. En wanneer ons Samuel se verhaal lees, kan ons verseker weet dat God ook ons gebede hoor. Hy is vandag nog dieselfde God as die God tot wie Hanna gebid het. Vraag, wat is jou behoefte en my behoefte vandag? Miskien beleef ons 'n krisis, miskien is ons baie bekommerd, miskien is jy eensaam en hartseer, of dalk is jy net diep dankbaar vandag. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Jy kan jou hart voor God uitstort. Jy kan hom van jou diepste nood vertel. En jy kan hom vra om uitkoms. Jy kan hom smeek om ingryping in jou situasie. Dis wat Hanna gedoen het. Vertrou God onvoorwaardelik vir 'n bo-gemiddelde wonderwerk in jou lewe. Hy sal dit op sy tyd vir jou gee, en gee aan God die eer. Hy is getrou. Ons lees ook in hierdie gedeelte dat God se boodskappe baie skaars was in daardie tyd, en wat visioene was baie seldsaam. God het nie sy wil deur profete en priesters bekend gemaak nie. Dit was geestelik donker in daardie tyd. Alhoewel hulle voortgegaan het om die gewone diens in die tempel te doen, en die ark van God daar gestaan het as simbool van sy teenwoordigheid, het God tog nie met die mense gepraat nie. Wanneer priesters as geestelike leiers geen eerbied vir die Here en sy diens het nie, kan daar geen antwoord van die Here wees nie. En sonder 'n woord van die Here verarm gelowiges. Ons as gelowiges en ook ons as kerk moet seker maak dat daar nie geestelike verarming in ons kerk gebeur nie. Ons passie vir die Here moenie vervlou en afwater nie. Ons moet die Here opreg gaan bid. Ons moet stilte tyd saam met hom hou. Ons moet stiltyd saam met hom spandeer. Ons moet sy woord lees en oordink. Ons moet met hom praat in gebed. Dan sal ons sy stem hoor. Dan moet ons gehoorsaam wees aan wat die Here vir ons sê. Maar ons moet stil word. Ons moet tyd afstaan met die Here om sy stem te kan hoor. Die Here gee vir ons in Eksodus 20 die 10 gebooie. Dis 'n riglyn vir ons lewe. As kinders van die Here kan ons nie lewe soos ons wil nie. Ons kan nie ons eie begeertes nastreef nie. Ons moet leef volgens die wil van God. Ons staan nie meer onder die wet nie, en ons gaan foute maak. Ons is nie volmaak nie, maar Jesus het ons vrygemaak. Hy het ons vergewe, en as ons sonde bely, en ons het berou oor ons sonde, hy is getrou en regverdig, en hy vergewe dit. Dit is suiwer genade, en daarom mag ons nooit hoogmoedig word, en dink ons is beter as ander mense nie. Voor God is ons almal dieselfde. Eli en Samuel het in vertrekke geslaap wat deel van die heiligdom kompleks gevorm het, sodat hulle kon toesig hou oor die tempel en oor die tempel se inhoud. Samuel het in die tempel geslaap en Eli in 'n kamer langs die tempel. En dit is betekenisvol dat Samuel in die heiligdom van die Here by die ark van God geslaap het. Dit simboliseer sy nabyheid aan God en sy insig in God se wil
iets wat by Eli en by sy seuns ontbreek het. Die lamp wat in die tempel in die aand gebrand het, dit het deur die nag gebrand, en dis oggens uitgedoof om weer gereed te kry vir die aand. Die lig wat deur die nag gebrand het en die ark was tekens van God se teenwoordigheid. Omdat dit net tekens was, het Eli en sy seuns gewoond geraak daaraan, en hulle het dit begin ignoreer. Die woord praat verskeie plekke van lig. In Johannes 1 vers 4 en 5 lees ons, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan die lig nie uitdoof nie. Ek en jy is vandag die lig vir mense in 'n baie donker wêreld daar buitekant. Ons moet helder skyn. En dis maklik om dit te sê, maar dis nie so maklik as ons daar in die wêreld is om God se lig te laat skyn nie. Maar dis ook waar dat al die duisternis in die wêreld kan die liggie wat in die duisternis skyn nie uitdoof nie. En die duiwel kan vir ons baie maklik kom probeer wys maak dat ons nie 'n verskil kan maak nie, dat ons lig niks beteken nie. Ons kan selfs minderwaardig en nutteloos voel, dat ons nie goed genoeg is om God se lig te laat skyn nie. Maar dis 'n leuen van die Satan. God gee aan ons ewigheidswaarde, en hy wil vir my en vir jou gebruik, net soos wat ons is. Die brandende lamp en die ark is die getuies dat die Here by sy volk is, selfs al word die woord van die Here min gehoor. 'n Mens sou verwag dat die Here se boodskap tot die priester Eli sou kom, en nie deur die onervare seun Samuel nie. Eli het immers die ampt van hoofpriester, en hy was ouer en hy was meer ervare. Die Here se opdragte hang nie van posisie of ervaring af nie, maar aan toewyding. En daarom gebruik hy soms persone wat ons nooit sou inspann as ons moes kies nie. Dit skep ruimte vir die nederigste persoon om 'n werktuig in God se hand te wees. Ons het gelees dat Samuel die Here nog nie geken het nie. Dit beteken, Samuel het nog nie 'n openbaring van God ontvang nie. Eli en sy seuns het geestelik tekort geskiet. Sy seuns was moreel afgestomp. Dis 'n wesentlike gevaar in die tyd waarin ons ook leef. Ons word moreel afgestomp. Ons kan so maklik afgestomp raak. Die TV, die sosiale media, die internet kan ons so maklik beïnvloed om dit wat onaanvaarbaar is volgens God se woord as moreel aanvaarbaar te beleef. Hoe meer ons na die goed kyk en hoe meer die onaanvaarbare dinge aanvaarbaar voorgehou word, hoe meer word ons afgestomp. Die vraag vir my en vir jou is, waarop is ons morele kompas gerig? Op die wêreld of op God se woord? Daarom is dit belangrik dat ons stilte tyd met die Here sal hê, dat ons sy woord sal lees, dat ons kennis van God se woord sal opdoen, sodat ons moreel reg voor hom kan lewe. Samuel moes binne hoorafstand van Eli geslaap het, want hy aanvaar sonder meer dat Eli hom geroep het toe hy God se stem hoor. En dis opvallend hoe Samuel gehoorsaam gereageer het. Samuel moes sekerlik al van die Here geweet het, en hy moes ook heel moontlik geweet het hoekom dat hy in die tempel diens doen, maar hy het die Here nog nie geken nie. En ons moet mooi besin oor die betekenis van om die Here te ken en van om net van hom te weet. Ons lees in Matteus 7 vers 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal net wat hy
doen van my Vader wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, daar sal baie die dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Sulke mense het nooit die uitnodiging van Openbaring 3 vers 20 aangeneem nie. En dis verskriklik, want as daardie woorde gesê word wanneer Jesus weer kom, dan gaan daar nie weer 'n kans wees om jou saak met die Here reg te maak nie. Ons moet hoor Openbaring 3 vers 20, dat die Here staan by ons hart en hy klop. En as iemand sy stem hoor, maak oop, hy sal inkom, hy beloof dit. Dit is so maklik soos dit om die Here aan te neem, maar dan moet ons dit opreg bid. Dan moet ons dit doen, want wanneer ons dit opreg bid, dan sal ons lewe 'n 180 grade omkeer maak. Die Here gee vir ons genade tyd. Ons moenie roekeloos wees daarmee nie. Die Here roep vir Samuel 2 keer, en dan gaan hy na Eli toe. En dan besef Eli, dit is God wat met Samuel praat. En hy vertel vir Samuel, wat doen 'n mens wanneer die Here jou roep? Jy luister en jy onderwerp jou aan hom. En dan roep die Here vir Samuel 'n derde keer in vers 10. Die Here het gekom, gaan staan, en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel het gesê, praat Here, die dienaar luister. Die herhaling van sy naam dui op die erns van die oomblik. Al sou Samuel by God se eerste roep nog slaperig was, nou is hy helder wakker. Dit gaan hier om die verskyning van die Here. Hy gaan staan en hy roep vir Samuel. Hy roep hom op sy naam 2 keer. En nou weet Samuel hoe om te antwoord. Die vraag vir my is, vir jou, hoe reageer ek en jy op God se roep, wanneer hy na ons toe roep? Ons lees in Jesaja 45 vers 4 en 5, terwille van my dienaar Jakob van Israel, wat ek uitverkies het ek jou op jou naam geroep. Ek gee jou 'n eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Ek is die Here, daar is geen ander buiten my, daar is geen ander God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Hier kom die Here en hy maak hom bekend. Hy leer ons wie hy is. Hy is God, daar is niemand soos hy nie. Hy ken ons, hy roep ons, maar hy rus ons ook toe vir die taak wat hy vir ons gee. Herken ek en jy sy stem wanneer hy na ons roep? Ons sal sy stem herken, maar net wanneer ons in 'n verhouding met hom staan. Ons sal sy stem herken deur sy woord en deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Die boodskap aan Samuel is 'n bevestiging van wat die man van God sal reeds gesê het. Hierdie keer word net bygevoeg. Omdat offers geminag is en sal geen offer versoening kan bring vir Eli en vir sy familie en sy kinders nie. Eli se seuns het die offerdiens by die huis van die Here oneer aangedoen. Hulle het hulle skandelik gedra. Hulle het God geminag met hulle optrede. Eli het hulle nie bestraf nie. Hy het met hulle geraas, maar hy het hulle nie van hulle optrede weerhou nie. Die offers wat in Levitikus 4 en 5 voorgeskryf word, is vir onwetende en onbedoelde sonde, terwyl die sondes van Eli en sy seuns opsetlik en opstandig was. Eli se huis het die offers geminag, en daarom sal geen offer versoening vir hulle kan bring nie. Die eerste boodskap wat God vir Samuel gee om oor te dra as sy profeet is baie onaangenaam.
Samuel huiwer om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Miskien uit eerbied vir hierdie gryse ou priester. Maar in die môre roep Eli vir Samuel. Hy roep hom as sy seun. Samuel dra God se boodskap getrou oor aan Eli. En Eli berus by God se boodskap. Daar ontstaan dan 'n hegte verhouding tussen God en Samuel. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Hierdie einde van die gedeelte sluit ook aan by die begin van die gedeelte. In die begin is daar gesê, daar was nie dikwels openbarings nie, maar aan die einde word dit reggestel. Ons lees in hoofstuk 3 vers 21, dat God hom weer deur Samuel in Silo laat openbaar het. Die gebrek aan kommunikasie met God was nie as gevolg van God se onwilligheid nie, maar as gevolg van die afwesigheid van 'n persoon wat as instrument kon dien. Almal in Israel, oor die hele land, het Samuel as 'n betroubare profeet erken. Sal ek en jy ook sê, spreek Here, u diensknegt luister wanneer die Here ons roep? Ons kan, maar ons moet 'n verhouding met die Here staan, sodat ons sy stem kan hoor. Ons moet weet, dis genadetyd. Ons moet weet, die Here se opdrag staan vas vir my en vir jou, om uit te gaan na die wêreld toe, om God se evangelie te gaan verkondig, soos wat hy vir ons gesê het toe hy opgevaar het na die hemel. Gaan vertel dit tot aan die uithoeke van die wêreld, aan almal, aan al die nasies. Dis God se roepstem vir my en vir jou, om sy boodskap te gaan uitdra. Ons het ook gelees in Jesaja, maar die Here sê, hy rus vir my en vir jou toe, om dit te kan doen. Ons hoef dit nie in ons eie krag te kan doen nie. Kom ek bid. Here, dankie vir Samuel se boodskap. Dankie dat u ons nie los nie. Niks kan ons uit die hand uitruk nie. U genade, Here, is vir ons genoeg. U beloftes is vir ons genoeg. U ken elkeen van ons. U weet van elkeen van ons se bekommernis. U weet van elkeen van ons se hartseer en pyn en verlange. U weet ook van elkeen van ons se blydskap en opgewondenheid. Ons kan maar net bid. Here, wees ons genadig. Kom help vir ons. En ons het 'n vaste verwagting en vertroue dat u vir ons sal help. Want u sê, niks sal ons uit die hand uitruk nie. U sê in Jesaja, moenie bang wees nie. Ek vat jou hand en ek help jou. Here, en u doen dit. As ons in ons lewe terugkyk, dan kan ons sien dat die hand soos 'n goue draad deur ons lewe loop. En ons het 'n opgewondenheid om by u voete te kom sit, te sê, Here, vat my hand en lei vir my. Gebruik vir my. Maak vir my gehoorsaam. Here, ons kan uit ons hart uit vir u kom sê, ons het u lief met ons hele hart, siel en verstand. Gebruik vir ons tot u eer. Ons gee vir u die eer, want u is die Here God Almagtig, Vader, Seun en Gees. Daar is niemand soos u nie. En ons leef in afhanklikheid van u, Here, nie soos ons wil nie. Vergewe ook dit wat ons verkeerd doen, want ons wil rein en heilig in u teenwoordigheid wees. Dankie, Here, aan u al die eer. In die naam van Jesus Christus bid ek. Amen. Lossen die Heer by voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom, ja, hom erken as Heer.
Wees vrolijk, juich en sing. Laat al wat lief om dank en prys aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lofprys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juich. Laat almal saam hom eer betoon, en voor op koning buig, en voor op koning buig, en voor, ja voor op koning buig, en voor, ja voor op Baie seën vir julle.